Goeiedag, my naam is Natasha Fiek en welkom by die program Mense en Hul Stories. Altyd 'n voorreg en altyd lekker om saam met jou te kan kuier. Ek vertrou dat jy het al hierdie programme nog voor hierdie nuwe seisoen geniet en dat jy ook uitsien na hierdie splinter nuwe seisoen wat ons nou tans in bevind. Splinter nuwe seisoen, splinter nuwe mense en splinter nuwe stories. Ek sien uit daarna en ek hoop jy sien ook uit daarna. Nou vandag het ek die voorreg om vir Bridget Dixon saam met my te kan hê en sy gaan haar storie kom vertel oor wat die Here in haar lewe in kom doen het en ook die proses waardeur sy en haar familie ook gegaan het. So goeiedag Bridget, goed om jou hier te hê en vertel ons maar vir die luisteraars 'n bietjie van jouself. Okay. Goeiedag, Pastor Natasha. Ek is Bridget Dixon, gebore in Mount Pleasant, Hermanus. Getroud dan nou in Gansbaai, Ja. Waar ek 19 jaar, gaan vir 20 jaar hierdie jaar getrouwd wees. En dan het ek 2 seuns, 20 en 15. En ja, ek is 'n Pinksterkind, groot geword in die bediening, Ja. baie lief vir die werk van die Here, baie lief vir die Here. Ja. En ek is gedra deur my Pinksterroots tot en met vandag. Amen. Bridget, ek sê altyd niemand van ons is net gebore en dat ons gesterwe nie en niks het hier tussenin gebeur. Ek sê altyd op ons grafstene staan daar die datum wat ons gebore is en die datum wat ons gesterf het. Maar tussenin is daar mos hy lyntjie, daai streepie wat daar is. Nou daai streepie is so 'n kort streepie, maar as ons dit moet vat, is dit eintlik 'n lang streep. Is eintlik baie vir ons om te vertel van oor wat daar gebeur het in ons lewens in. En ek sê altyd Bridget, elkeen van ons het 'n storie. Niemand kan sê, maar ek het nie 'n storie nie. Vertel vir ons 'n bietjie jou storie. Ja, Pastor, as ek nou kan begin by die begin en dit maar ook nog kort hou, ja, ek het as jong meisie matriek het ek klaar gemaak op Boston Sekondêr 2002, waarvan ek nou daarna gaan werk het, so 'n bietjie gaan werk het in Gansbaai en daar of eintlik vir naweek gaan kuier het nadat ek kerkmense daar en 'n bietjie daar gaan werk het en ek ontmoet my man, wat nou vandag my man is, ek ontmoet my boyfriend daar 2003. En ja, en my man was bietjie ouer as ek gewees en hy het toe nou vir my daardie naweek nou sommer nou uitgevra. Ja. En in my gedagtes sê ek vir myself, hierdie man lyk ouer as ek. En ek het nou net matriek Hoe hy het nog die gras onder sy voete laat groei nie, né? Is hy die spreekwoord mos, ja? Pastor, en ek sê vir myself, nee, ek sien al my ma. Ja. Ek is dan nog 'n kind wat nou net skool klaar gemaak het, ek het nog eens gaan werk vir my ma nie. En maar nou kom my man en in hy naweek hoor ek maar hy kom nou vars uit die gevangenis uit. Nou lyk my man ook nou proppe en hy kyk ook, is mos orde, dissipline en alles is agter mekaar, alles is mooi en mooi vet. Maar hy hou nou so aan daardie naweek en ek sê toe vir hom, maar ek is bang in my gedagte om vir hom ja te sê, vra vir my uit daardie naweek, baie mooi soos dit moet wees, kan ek en jy uitgaan? En ek sê vir hom nommer 1, omdat ek in my gedagte het dat my ma gaan nie met jou lag, hy's so groot, hy's baie ouer as ek. En ek sê vir hom, maar ek is bekeer. Ek dink dit hy wil met my sê wat bekeer is. En hy sê nee, ek soek reeds 'n meisie wat bekeer is. Ek sê ja, wat moet ek nou nog sê vir die man? En ek sê toe, ek kom toe by my, ek gaan mos nou maandag gaan ek weer terug Hermanus toe, hy is aan Gansbaai, ek ken nie waar ek bly nie, so sê maar nou vir hom ja, en hy sê maandag hy is toe gaan Hermanus toe, dan gaan hy jou nie weer sien nie. En jene, die man se hart was seker so op my gewees, en nou het ek mos nou vir hom ja gesê, Pastor, en ek het gewerk by 'n viskeffie, Nielekok, baie bekend in Hermanus, en ek het by Nielekok gewerk by die viskeffie, by die ou hawe, en ek staan die dag nog agter die til, ek was die kassier daar, en ek sien die spesifieke ryding stop, maar ek weet nie, dis hy nie, maar mens ken mos al die kliënte, en ek sien, hy stop nou 'n bakkie, 'n vuilbakkie, en voor klim manne uit, en agter klim ook 'n man uit. En so sê ek nou, kyk, want ons ken mos altyd die hostenes en die vissermanne, die pouters en so, hulle het mos altyd nog ondersteun die winkels. En jene pastoor, tot my verbasing sien ek, hier's die man. Ek wil agter die til afsak en meneer sê, Bridget, wat gaan aan, die kliënte wag vir jou. En ek sê, meneer, is die man. En toe ek nou maar moet opstaan en moet face, want hier staan kliënte voor my, hier staan die man agter in die ry.
Soos iemand wat mos nou kom iets koop. Ja. Kant jy kom koop nou vir my. Kom nou ek kos soep en iemand het gesê ek werk daar. Ja. Maar nietemin pasoor ek het nou daar vanaf het ek so aan en toe ek my kom kry 2004. Toe sê ek 8 maande swanger. So. 8 maande swanger van my man en dis my oudste seun wat nou hierdie jaar 21 word. So nou sê die kerk mos nou. Ja. Hy het jou veilig gemaak. So sê Suster Sanna is my ma gewees. Ja. Suster Sanna, jou kind moet trou. Moet maar trou, Sy ja. gaan nie met die skanne Ja. in die kerk inbring en oor julle nie en ek het getrou en ja, hy was 'n sagte mannetjie gewees. Hy kom ons net in die gevangenis en ek het ook gesien okay nee, jy is nog 'n bietjie stil en dit kan werk. Ja. Behalwe die feit dat hy nou 'n bietjie ouer as ek is my ma het toe nou aanvaar en ons het toe nog getrou en ek sê vir pas vandag dat van die dag af, van die troudag af, het my, soos ek het nou noem, ons nou my 4 jaar van hel in die huwelik begin, totdat God die lyn self getrek het en gesien het, maar hier moet ek vir my kind deurkom. Ja. Bridget, jy praat nou van jou 4 jaar van hel. Ek ken ook jou storie, sê Bridget se storie wil volg is hier in ons splinternuwe 3de boek van mense en ons stories women who have gone through the fire. Jy praat nou van jou 4 jaar van hel. En was daar tye wat jy gevoel het, maar ek gaan nou uit hierdie huwelik uitstap. Was daar tye wat jy gevoel het, nie nou het ek genoeg, Here. Here, ek is nog 'n jong meisie, ek is nog so jonk en hier het ek nou nog met 'n ouer man ook gevat. Nee, dis nie vir my nie. Was daar tye en daar wat jy so gevoel het? Ja, natuurlik, pastoor, kyk ek die 2de jaar, toe sê ek vir myself, my man is 'n baie goeie man. Ek gaan nou nie daai. Hy het gekyk na my man het vir my huis gebou. Ja. Ons is vandag uitgesort en my man is 'n baie goeie man. Hy is baie lief vir my. En dis natuurlik mos die ongeregtigheid, die goedjies wat ons maar maak dat dinge, dat ons koes en as ons ook by die Here is, dan is ons mos nog open targets vir die Here, maar ek was 'n biddende vrou. Yes. En ja, die 2de jaar, soos het maar aangegaan tot baba het my mos die swangerskap het my nou eintlik besig gehou. Die excitement van is my eerste baba, kliniek toe en tweetjies koop. So dit het 'n bietjie die aandag afgevat van baie dinge af. En maar die 2de jaar toe baba nou gebore is, as ek maar alleen en ons het my skoonmense gebly in die Wendy huis en dan is my man maar ek het vir hom gesê die song se naam wat ek vir hom gegee het is ek kom nou. Hy het altyd my gesê ek kom nou. Toe sê ek ja nee, ek ken al die song. Ek kom nou. En hy het nou weer gegaan en dan sal ek maar alleen sit en dan sal ek altyd iemand van my vriendinne laat oorkom, bietjie gaan uit om vir my te kom. Net iemand om my te comfort van my babatjie. Ek kan nie altyd met hom, ek kan nie terugpraat nie. En daai 2de jaar besluit ek gaan nou hof toe. Ek gaan te hof toe, dan gaan ek nou die man skei, want ek het die liewe nodig. My ouma liewe nog, my oupa liewe nog, my ma liewe nog, mamma se huis is daar, want ons het almal by mamma se huis groot geword as kinders. En mamma en papa gaan nie vir my weg. En ek is toe nou deur hof toe so skelm. Ek wil mos jy moet iets agterkom, want my plan is ek gaan jou net so los. Jy moet maar net die brief, ek weet nie hoe ver jy skei goed, maar jy moet maar dit nou net kry in jou pos of whatever. En pastor en ek gaan of toe is 'n swart dametjie sê ja vir my so baie mooi en sy verduidelik vir my mooi en sy gee vir my die klomp vorms net so stekvorms dat ek moet invul. Daai jare gaan dit nog so al 'n dam toe. En ek het dit ingevul en ek het gestuur en dit kom weer terug. Die brief sê of die dinge sê dat jy het dit reg ingevul nie. Ek gaan weer en ek sê weer dit is reg ingevul nie. Die 4de keer toe sê ek Here, was ek nie. Nou is ek moeg. En ek wil sê ek moet die man skei nie. En so het ek toe nou daarvanaf gesien, maar hier moet ek die ding na die Here toe draai. Ja. En is daarvanaf wat dis nie die Here se plan gewees vir jou lewe nie. So gee dit maar nou vir die Here dan So ek het daar was tye wat ek 4 keer al wil opgegee het. En die Here het jou gesê nee, is nie die tyd nie, jy gaan dit nie doen nie, is my wil en nie jou wil nie. Bridget, daar het ook iets in julle lewe gebeur wat julle lewe ook handomkeer verander het. Vertel vir ons so 'n bietjie daarvan. Pastor, ek moet so sê, ek was baie lief vir die huis van die Here. Ek het intussen in daai tyd het ek altyd my vlug of ek het gevlug altyd na die Here toe en die dinge van die Here. So ek sê altyd vir hom gesê dit
kyk as hulle so stout was die manne, dan doen hulle mos na hulle stout dan doen hulle mos alles wat jy sê. En ek het dit altyd gebruik in die sin, kom gaan saam kerk toe. Ons gaan 'n bietjie kerk toe en het altyd gewillig gesê, nee, ons gaan en of ons so maandes toe gaan en daai jaar het ek nog onder paste apostel Nat was ons gewees, ek het groot geword in sy bediening. En dan sê ja, ons gaan maar hierdie spesifieke bediening ingaans by lede van Christus. En dis blanke mense en daai dag toe ek nou die eerste keer in die bediening kom, toe sien ek maar hier is profesie. Hier is redding, hier is krag, hier is salwing en dit het my gedra en ek sê vir hom elke keer kom ons gaan so doen daai, dit was April maand. Op Februarie maand trek ons dis die 5de jaar, trek ons in ons nuwe huis in. En April maand van die Februarie kry ek 'n boodskap. Eindelik, ja, kry ek 'n boodskap van 'n jong dame wat vir my sê, hallo, is dit Rendel? En ek dink maar, wie is Rendel? Want vergeet ek my man se naam is Rendel, ek ken hom as kind, is so gewoon geraak. En ek sê, is Rendel? Hy sê, ja, is mos jou man. En ek sê, ja, maar ek hoor is 'n baie jong dametjie. En ek sê vir ja, skus hoe soek jy vir Rendel? Was ek sommer nou. En sy sê net vir Rendel, sy baby is gebore. Ek lê in die Manus Hospitaal. Pastor, ek sê, Here. Ek sê, okay, sê ek ook, sal vir my boodskap gee, maar my burn is brand in die binne, en hy is nie daar, hy oomlikie. En ek het toe nou my kalm gesê, Here, maak my kalm. Gelukkig sê ek by die Here en hy toe nou soos gewoonlik huis toe gekom, liewe rustig en ek het my nou ingehou en gesê ingehou, maar ek kan toe nie meer nie. Ja. En toe hy inkom te vakken, het jy meisie. Maar ook ek het die goede, ons vroue ons antennes is ons vir alles oop en maar nooit kan ons mos op die punt gaan. En ek vra vir my die meisie, want ek moet hom nou eers toets. En hy sê vir my, nee, wat praat jy? Wat 'n meisie, jy is my vrou. Ek kan mos 'n meisie sê dit. Ek sê ja, maar jou meisie het nou vir my gebel om te sê dat julle babatjie is gebore. Ja. In die Manus Hospitaal. Vandag pastoor is daar, die meisietjie 17 jaar oud. En met die hulp van die Here en die krag van die Here het ons ek aanvaarding gekry. Maar daai April maand gaan ons na die bediening toe. En hy gaan saam en hy sê vir my, en ons sit daar en die pastoor, Pas Erasmus, sê vir, nadat hulle nagmaal, is so Easter, en hulle die nagmaal gebedien, en hy sê die Here wys hom, hy my vier persone uitroep, wat hy persoonlik en sy vrou nou moet bedien. En nou sit ons maar nou en ek en my man en dan nog 'n koppel is al colored couple daar. Nou voel mense ook ook 'n bietjie. Ja. Hier sê Pastor Erasmus, daar is sussie daar agter met die hoed en ja, is sussie. Ja. En ek het opgestaan en ek kan dus met my wat pastoor en kyk hoe getrou is die Here het vir my man gewys. Ja. Here wys my en ek gaan uit en hy profeteer in my oor daai dag. En daar het ek ook geleer, die Here is 'n God van orde. Amen. Hy praat nie, wow, en dat almal entertain word en yes, hoor, Natasha se storie, Betty se storie, kom maar sak uit die, en hy praat in my oor die dag, voordat hy praat, gee sy vrou die brood, en sy sê vir my oor, eet vir jou huwelik. Die vrou weet ek is getrouwd, eet vir jou huwelik. Eet, oor my mond is al so vol, en voel ek embarrassed, maar sy sê eet, die Here sê, eet vir jou huwelik, en sy gaan verby en pastoor kom, en hy sê, die Here sê, voordat hy die beker gee, die profetiese woord in my oor, die Here gaan die esel in jou lewe losmaak, want hy het die esel nodig. Amen. En ek is maar 20 vir 21 daai jaar, ek is nog nie so diep in die Here nie, maar ek weet, dis die Here wat hier praat, van die mense wie ken die omstandighede, en die pastoor, ons het huis toe gegaan, en natuurlik as jy nou uit die presence van die Here uitkom, dan moet jy reality face van die ding wag weer by die huis. En nou verstaan ek, hoe Petrus sê altyd, kan ons maar nie die tent opgeslaan het. En by die huis gekom het dit aangegaan, maar die Sondag van die Vrydag van die nagmaaldiens gaan ons weer terug. En daar's 'n ander spesiale prediker, en die prediker sê, voordat ek nou gaan begin, dis nou die naweek van Easter voor die skietgeval. En hy sê, voordat ek begin, laat die Gees van die Here nie vir my met losie, want ek moet 'n uitnodiging vinnig maak. Daar gaan iets hierdie week gebeur.
En as ek nie hierdie mense nou gaan, as ek hier uitnodiging gemaak en hulle onder die bloed trekkie, dan gaan hierdie mense tref. Sure. En soos ons gewoond groot gemaak is in die Pinkster, jy gaan. Ja. Jy rookie is, Ja. maar jy is daarvoor. Ja. En net om jou toe te maak. En ek het opgestaan en die gehoorsaamheid van die Here het ek gaan staan. Die prediker het ons toegemaak en ons is huis toe. Dinsdag van daai Sondag, Easter naweek, is daar geklop aan my deur. Ek het nog vir cheetahs gekyk daai aand. Was hy dit baie lief vir cheetahs? Jenne, en want ek het altyd gesê, as ek geld het, dan gaan ek die mense laat kom. Want die mense zijn Vir jou lewe. En dan is so goed. En ek kyk nog die aan vir cheetahs en my man is in die kamer. En hulle het nou weer gaan werk, soos hulle maar so sê, in die Perlamon het hulle nou weer gaan werk en hulle is moeg en het was nou 'n holiday. Paaste en daar is 'n geklop aan die deur. En ek is nog besig om die kombuis skoon te maak intussen en ja, my man het mos nou met swartes gewerk. So dit was nie vir my toe ek die deur oopmaak, jy sien ek hier's swart mense nie. En toe ek die deur nou oopmaak en ek sien, nou sê ek, kan, hier is mense vir jou en ek sê vir hom en hy sê vir my maar sê hulle meneer, wag, ek bel gewoon net op ander ouens sy werkers om met die mense te deel van ons laat, kom soek hulle dan vir hom. En paaste dat hy sê vir my, en ek staan, ek is gemakkelijk, ek gee nog wel een stukje curryvis aan die Easter, en ek sê ook nog vir myself my gedacht, ek weet swart mense eet curryvis, en ek hot cross buns, en ek geef hulle 'n bietjie koeldrank, en hulle sê ook vir my, hulle is honger, maar dis alles om tyd te dinge, want hulle kom met 'n doel. En met dit sê ek vir my man, maar kom nou, die mense staan nie, van die mense is nou al klaar geëet, maar ek merk met my een oog, dat die een, dis 3 swart, 3 manne, 2 staan in die deur van my voordeur, en die ander een is in die garage rondom my man se kar. En met die, toe my man nou, toe ek nou wil ingaan, om hom nou persoonlik sê, kom die mense staan, en toe ek nou uitkom uit die gang by my kamer, toe kry hulle al vir my halfpad. En ek sien toe, hulle sien met forsie, maar ek sien hulle wil hê ek moet weer verby gaan nie. En toe ek my kom kry, toe sê ek in die kamer, saam met hulle. En my man lê en my babatjie van 3 jaar oud lê langs aan hom. En toe ons almal in die kamer, as ek nou, ek het by die voeten en soos ons nou sê van die bed gaan staan en my babatjie het ek gesê, kom Renwo, kom na mami toe, want toe ons in die kamer is, toe ruk hulle albei kans uit. Ja. En my man sommer nou onmiddellik op, en in sy getuie sal hy nog eendag sê dat, hoe dat die Here vir hom die dag, hy sê nie die Here nie, maar hoe dat iets vir hom wysheid gee, en ek sê vir hom vandag, dit was die Here. En hy staan op, en hy sommer besig met die een wat op hom nou rig, en hy wil nou so die kan uit sy hand uit ruk, en die persoon het toe nou, die man het toe nou al klaar, sy vinger op die snelder. So hy was al klaar reg om te skiet, en met die beklei met mekaar, gaan my man agtertoe en hy val agtertoe en met die opkom van mekaar, toe gaan hy net 'n skoot af en my man word in die linkeroor geskiet, waarvan die koel toe nou deur die linkeroor sinus en hy gaan sit toe, hy raak die C1 spine, soos hulle dit noem, en die koel gaan sit net hier in die nek. En maar die skade wat hy gedoen het aan die spine maak dat my man vandag so loop. Wat ek vir pas nou wil byvoeg daai aan, die ander persoon wat op my gerig het, weet ek dit was die Here, van terwyl die pas het is 'n oomblik van, jy kan nie skree nie, almal het geval, ek was in die vloer geval, ek was in die gepie nie, dis alles is sudden, dit is so vanaf daar die tyd vir enige ietsie. En my man is besig hier, met nog gebot, en hy het opgekom in die koel, en die skoot het afgegaan, maar die een wat agter hulle staan, in die deur wat op my rig, staan en vir my ook een point, en my wys my snou, dit my oppa, voor toch rus, hy siel vandag, papa het gesê, my kind, jy my oppa films kyk, en toe hy op my rug, toe maak ek hands up, want in die films het ek gesien, jy moet hands up, maar terwyl ek hands up pas, en ek gestoei gaan hier met my man aan, en voordat die skoot afgaan, sê ek soos 'n hiskia van ouds, en ek sê, Here, die dodery kan u nie prysie onhou, ek gebid het vir die man, en ek sê vir die Here, maar dis in my gedagte, en ek sê, Here, as daar iemand is wat, die man het iets gedoen, as ek hier, hoekom het ek sterwe, hoekom het my kind sterwe, as mos hy, Here, en ek sê, Here, onhou, ek geprys het, as kind het ek groot geword in die huis, ek is lief vir u, ek is lief vir die dinge van die Here, ek het jonkheid opgeoffer, om vir u te dien, en
Net 'n min en toe gaan die skoot af. En die skoot afgaan toe paniek hulle. Maar voor die skoot ook afgaan, dit is mos so alles vinnig. Hulle is so hierso, die ander ene rig op my komiteerde een in met masking tape. En daai aand toe sien ek pastoor, dit gaan 'n lelike storie wees. Hier gaan ek verkrag word vir my man, vir my kind, dan word ons een vir een doodgeskiet en dit gaan 'n lelike storie wees. Maar nietemin en toe die skoot afgaan, hoor my suster in die ander kamer. My suster was 7 jaar in drugs geval. Sy het die naweek kom kuier. Sy is nog nie by die Here nie. Maar vandag verstaan ons hoe profeties sy is. Van sy dien vir die jaar, 11 jaar die Here. Sy is 11 jaar skoon. En sy kom uit die kamer uit, maar dit het nie soos 'n ganskoot, dit is so wit wolkie, net soos amper soos 'n klapper geluid. Ja. En dan het so 'n wit wolkie gemaak maar die wat in die huis was kon dit hoor. Mense buite kon nie die skoot hoor nie. En sy kom uit met die geluid van die kan wat afgaan. En toe hulle van hulle sou nog hulle ding klaar gemaak het want daar was R50,000 in die huis waarvoor hulle moet gekom het. So hulle het gekom vir die geld, hulle het gekom vir die kar, hulle het gekom om hom dood te maak. Want dit was vir ons, daar was 'n masterbrein agter dit. Hulle was van Yanga en Langa in die Kaap, soos dit agterna uitgekom, so hulle was maar net gebruik gewees. En my suster kom uit. Toe hulle vir haar sien, toe hardloop hulle. Want hulle het geweet, daar is nog iemand in die huis. Hulle het geweet, dit gaat met ons is. Maar ons sien hy geestelike ding toe hulle vir haar die Here moes vir haar daar gehad het, die naweek. En hulle hardloop dat hulle nou nog weg is. So ons weet nie waar, ons het vir die Here gegee. Wie dit is en vat, yes, die masterbrein het ons nou agterna, het ons geweet wie dit is. Ons was tot en met by hof, want dit is mos nou 'n crime, so die hof het die polisie het gesê dit gaan 'n saak wees en hulle het self die saak gemaak, geopen. Maar die dag in die hof het ons inkom in die lokaal, die hoflokaal. Sit is daar so 'n presence en die hele ry voor 'n spierwit. Sangomas. Krale en as jy voel hy dikheid in hy presence. En ons stap daarin en my man is nog nie by die Here nie. En ek gewaar hier soos 'n ander hof hier in die atmosfeer. En die judge het nou nog ingekom, so daar word nou nog gepraat en ek terwyl my man opgaan, kom dit by hom dat hy stop alles. En hy vra vir die ondermagistraat, kan hy gewoon net 'n oomblik kry om persoonlik te praat. En hy roep vir my ook in en ons gaan in en ons sê vir die ondermagistraat, ons wil hier aangaan. Die saakie. Want ons verstaan. Ek en my vrou verstaan. Hoekom dit moet plaas en die feit dat ek lewe dit is die Here. Bridget, ons tyd het alweer amper uitgehardloop. Vertel gou wat het toe gebeur toe die suster inkom met jou man. Vertel gou vir ons daai gedeelte en waar jou man hom nou tans bevind. Yes, my man is op die oomblik as hy gered. Maar wat het toe gebeur daar wat hy dood was en wat die suster skree maar bel of iets soos dit hy's dood? Pastor en ek hardloop uit, ek is baie bang vir spooke. Jene. En daai dag toe my man val, ons het jou spier wat hondjie gehad, net gekry as present vir ons vir die huis, omdat ons nie ingetrek het. Val my man toe die skoot nou afgaan en hy word geskiet en hy val agteroor. Alles gebeur soos ek sien hoe sterwe my man voor my en hy val agteroor, seil by die bed af en hy oordop om en onmiddellik is oral is bloed by die neus uit, by die mond uit, by die oë uit, by die ore uit en ek kon nou die ou klein wit hondjie wat so nie in die bloedjies geloop het en my suster kom in en ek hardloop uit. Want ek dink toe die man is dood en ek wil nie nou spooke nie. En gaat bel die polisie daarvoor. En ek terwyl ek die polisie daarvoor bel, vat die Here vir hom in daai oomblik weg. En daai sy persoonlike getuie mos nou. En pastor en ek bel voor en my suster roep vir my en sy sê vir my, "Betty, jou man roep jou." En ek kyk basdag nou om amper so, die man is dood, hoe kan die man roep? En toe ek by hom kom, sê vir my, "Blaas net in my mond." En ek het in sy mond geblaas en hy's wakker van daai dag af tot hy in Hermanus, Tygerberg, Grote Skuur en die Here het weer die lewe. As hy is pas as sy getuie hoor, sal verstaan hoe die Here weer die lewe deur my in hom inblaas. En en so die Here daarna het na die Here toe gekom en my man is
omtrent 16 jaar. Wow. Is hy vandag. Bridget, enige laaste woorde vir iemand wat ingeskakel is? Onthou vir die hele storie. Daar's nog gedeeltes wat ons uit moes gaan laat het van Dawid hy wakker geskrik het tot sy wat hy in die hospitaal was en die proses waardeur hulle ook moes gegaan het tot waar hy nou is Bridget se volle storie in hierdie boek en jy kan vir ons 'n boodskap stuur. Al die inligting gaan op die skerms wees. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur as jy baie graag 'n kopie van hierdie boek wil hê. Bridget, enige laaste woorde? Ja, vir vroue daar buite, pastor, wil ek vandag sê, as dat moenie moed opgee nie. As daar iets is wat vir die Here baie spesiaal is en wat die Here koester is dit die huwelik. En as daar iets op wat die vyand daarop uit is om te vernietig, is dit 'n huwelik. En ek kon opgegee het, maar die Here het geweet ek was maar net 25. Waar sal ek vandag gewees het? Miskien 'n ander man gevat het, die man het nie my babatjie aanvaar, die man het my geslaan, my man het nie vir my geslaan nie. Maar God het die future geken, dit sal baie anders gewees het. So ek wil vir u vandag 'n vrou daar buite sê wat in dieselfde omstandighede sit. Don't give up, moenie opgee nie. Dit mag lyk of die vyand vir jou sê dis klaar, dis verby. Kyk hoe lyk jou man, kyk hoe lyk jou huwelik. Maar moenie opgee nie, want dis hy oomblik wat jy net wil opgee wat die Here deurkom. Van in 'n hoë mate is hy beproef aan die tyd van jou storm. Amen. Baie dankie Bridget dat jy jou storie kom deel het en baie dankie dat jy ook ingeskakel was. En soos ons altyd sê, vertel jou vriende, vertel jou familie van mense en ons stories, deel hierdie boodskap met jou vriende en familie en onthou skakel weer in volgende week, selfde tyd, selfde plek en 'n splinter nuwe storie. Van my Natasha Fick, geseënde dag verder.